Wanneer ons stil raak vanoggend, dan raak ons stil rondom die roeping wat die Here vir ons gee. Die roeping van ons wat hierso sit, is verteenwoordigers van God. Wanneer ons diep nadink oor wat dit vir ons beteken, dan is dit my hoop dat jy en ek wat vanoggend hier is, ook 'n boodskap wat jou herinner dat jy geplant is. Jy is nie net hier nie. Die Here wil jou gebruik daar waar jy is. En die vraag is net, hoe kan jy God verheerlik deur dit wat jy doen? Ons dink na aan hierdie opdrag wat die Here vir ons gee, deur te reflekteer, en daarna gee ek geleentheid dat ons stil word, dat die Here deur sy Gees met ons elkeen ook kan praat. Romeine 12 vanaf vers 5 lees soos volg. Net soos ons, al is ons baie aan Christus, een liggaam. En ons het genadegawes wat van mekaar verskil, volgens die genade wat God aan ons elkeen gegee het. As dit die gawe van profesie is, laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. As dit is om te dien, laat ons dien. Onderrig te gee, laat ons onderrig gee. As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, laat dit sonder bybedoelings wees. As ons leiding gee, dan met toewyding. As ons ander help, dan met blymoedigheid. As ons ander help, dan met blymoedigheid. Ek wil vir jou geleentheid gee om jou oë te sluit, met God te praat en te hoor wat God vir jou wil sê. Kom ons maak ons oë toe. Here Jesus Christus, ek wil vra, Here Jesus, dat U ons sal help om diep na te dink oor die woorde wat ons saam gaan lees. Om te luister na die woorde wat ons sing, en ook bewus te wees van die gedagtes wat in ons koppe heers. Stil ons wese vanoggend met U Gees. Bedek ons met U Gees. Bedek ons met 'n wit kleed van heiligheid. Een wat ons gees en hart tot rus te bring in die hande van die Vader. Here Jesus, voor die skepping, voor tyd self het U vorentoe gekyk en ons elkeen gesien wat hier is vandag. U het ons gestuur, Here, na hierdie aarde toe. Ja, ons weet dit. En ons weet dat ons geplant is om in hierdie wêreld 'n verskil te maak. Want dalk soms vergeet ons dat ons 'n plek vol staan. Soms dat U ons hier geplant het met 'n doel. Dat ons 'n invloed het. Mag dit ook so wees, Here Jesus, dat wanneer ons reflekteer oor die woordverkondiging, dat ons weer sal hoor, Here Jesus, dat U ons uitnooi. Uitnooi om U te verteenwoordig. Dat U ons uitnooi. Uitnooi om U te verteenwoordig in die plek waar ons geplant is. Dankie, Here, dat U ons toevertrou het met 'n koninkryk. 'n Koninkryk waarin ons kan heers, om U naam te verheerlik. Amen. God vir jou vandag, sy liefde omvou jou, sy Gees woon in jou. Mag jy, wanneer jy hier vandaan af heen gaan, met daardie bewusheid dat God in jou leef, jou dagtake aanpak. Gemeente, soos reeds genoem, ons opdrag vanoggend wat ons ontvang van die Here, is hier op aarde. Wanneer ons begin met hierdie tema vanoggend, as deel van 'n tweedelige preekreeks vandag, moet ons die eerste vraag vir onsself kom afvra, waar kom hierdie opdrag vandaan en waarom gee God hierdie opdrag vir jou en my? Kan dit wees dat daar iets besonders opgesluit is vir ons elkeen vandag? Ek glo van harte dat wanneer ons hierdie woorde aanhoor en dit ook vir onsself toeëien, dat iets vir ons sal deurbreek, nie alleen vir ons roeping op aarde nie, maar vir ons as mense. Ons gaan oor die verloop van 2 weke in Genesis 1 en Genesis 2 delf, en dit sal dalk vir die van julle wat dit nie geweet het nie, as 'n verstomming kom, dat Genesis het 2 skepingsverhale.
Vandag lees ons die eerste een daarvan in Genesis 2, se skepingsverhaal, en die vraag moet gevra word, waarom het die skrywer van Genesis besluit om 2 skepingsverhale in te bring? Ek nooi jou ook uit dat wanneer jy vanaand by die huis is, dat jy die hele verhaal van Genesis 1 sal lees, omdat dit 'n besonderse boodskap is, omdat dit 'n besonderse boodskap is, 'n boodskap dat God in verhouding staan, nie net met die mens nie, maar met die skepping ook. Ons gaan saam lees vanaf vers 24. Vers 23 sê, dit het aand geword, en dit het môre geword, en dit was die 5de dag. En toe het God gesê, laat die aarde lewende wesens voortbring, elkeen na sy aard. Lê klem op die woord, elkeen na sy aard. Makdiere, diere wat kruip, wilde diere, elkeen na sy aard. En so het dit gebeur. God het die wilde diere op die aarde gemaak, elkeen na sy aard. Ook die makdiere, elkeen na sy aard. En ook al die diere wat krakdiere, elkeen na sy aard. En ook al die diere wat kruip, elkeen na sy aard. En God het gesien, dit is goed. En toe het gesê, kom ons, maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die makdiere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip. En God het die mens geskep as sy verteenwoordiger. As beeld van God het hy die mens geskep, man en vrou het hy hulle geskep. Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê, wees, bewoon die aarde en bewerk dit. Heers oor die vis in die see, oor die voëls in die lug, oor al die diere van die aarde, ook oor die diere wat op die aarde kruip. Verder het God gesê, let op, ek gee aan julle al die plante wat saad gee, op die hele aarde. Ook al die bome wat vrugte dra en saad gee, dit sal julle kos wees. Maar aan die wilde diere op die aarde en al die voëls in die lug, en aan al die diere wat op die aarde kruip, aan alles wat leef, gee ek al die groenplante as kos. 'n boodskap wat opgesluit is binne in hierdie teks, is een waar God vir jou sê, ek het jou geplant. Daar waar jy is vandag, het God jou geplant. En die vraag behoort te wees, die prent vir julle sal voorhou. Dan sal ek vir julle die vraag vra, wat is die verskil tussen die 2 beelde wat daar uitgebeeld word? As 'n mens net na die 2 beelde kyk, dan lyk dit asof dit 2 afsonderlike beelde is. Maar wanneer 'n mens onthou het, hy het die diere en die vis en die voël gemaak, elkeen volgens sy aard, dan kan ons sien dat net soos met 'n mes en vurk, is elke wese wat gemaak is deur God, so gemaak dat hy 'n taak het, en dat hy so moet leef, dat hy sy aard uitleef. Gedeelte agter, dat op die 6de dag het God, nadat hy die diere gemaak het, die mens gemaak. En anderste as om te sê dat die mens geskep is volgens sy aard, kom God. En hy kom sê, kom ons maak 'n mens. Die eerste keer in die Bybel waar ons lees Vader, Seun en Heilige Gees. Die vraag moet gevra word, waarom gebruik die skrywer die woord ons, wanneer hy begin om te praat oor die mens? Hy begin daardeur deur te sê, deel van jou karakter, deel van jou aard, deel van jou roeping is om in verhouding te staan. En speel 'n baie belangrike rol, want hierin kom God en hy kom sê vir ons, ek het 'n behoefte gehad om in verhouding te staan met iets. Daarom het ek die aarde gemaak, daarom het ek die visse en die diere en die voëls gemaak om in verhouding met hulle te staan. Maar toe die diere en die voëls gemaak om in verhouding met hulle te staan. Maar toe maak ek die mens in my beeld. Iemand waarmee ek 'n verhouding kan hê.
En die woorde wat hier gebruik word, wat so mooi is toe God gesê het, ek maak hom, die man en die vrou. Dit is so mooi dat wanneer ons verstaan dat God ons gemaak het om te heers, dat ons sal besef dat daar waar God ons geplant het, ons die belofte kan toeëien, wat ons reeds in vers 27 gelees het. Toe God gesê het, hy het ons as verteenwoordigers gemaak, as 'n beeld van hom, sodat hy ons kan seën. Ek wonder baie keer by myself, hoe seën God ons in ons werksplek? Hoe seën God ons in ons familie, wanneer ons aandag nie daar gevestig is nie? Wanneer ons met een voet op land staan en die ander voet in die see. Wanneer ons dalk bietjie werk aan ons lande, maar oor die grensdraad kyk na ons bure sin toe. Hoe kan God ons seën as ons in hierdie wêreld nie daar waar ons geplant is? Hoe kan God ons vrugbaar maak wanneer ons aanhou om ons wortels te ontwortel in die plek waar God ons geplant het? God sê vir ons, onthou, ek het jou gemaak volgens my nature. Ek het jou gemaak om te heers. Ek het jou gemaak om te heers. Ek het jou gemaak om voorspoedig te wees in die areas waar ek jou geplant het. En onthou, ek maak nie 'n fout nie. Jy mag dalk voel dat die area waar God jou geplant het nie goed genoeg is nie. Dat jy dalk minder, maar dis nie die geval nie. Want God sê vir ons, as ons vrede maak in ons verhouding met hom, dan verstaan ons, soos Paulus ook gesê het, alles sal ten goeie meewerk vir die wat God lief het. En God sal ons voorspoedig maak, soos Jeremia 29 vers 11 sal sê, ek weet wat ek vir julle beplan het, 'n toekoms, een wat getuig van oorvloed. Hier gaan dit verder as om net te praat oor finansies, as om net te praat oor uitbreiding, as om net te praat daaroor dat ons blink goedere ontvang van God. Dis glad nie waaroor hierdie teks gaan nie. God sê, ek wil jou seën. Seën met vreugde, seën met vrede, seën met oorvloed in elke ding wat jy doen. Dat wanneer jy selfs droë brood moet eet, dat jy dit kan doen met dankbaarheid. Omdat dit God vir jou kom by 'n oomblik in tyd waar jy met 'n vreemdeling kan gesels, waar jy in vreugde kan praat, want jy weet God het daai persoon oor jou pad gebring. Daar sê God vir ons elkeen dat hy ons geplant het. Maar daarmee saam sê hy ook, ons moet hom verteenwoordig. En daarmee saam sê hy ook, ons moet hom verteenwoordig. En dit bring ons bietjie by 'n dieper vraag, wat ek dink huis toe slaan wanneer ons begin kyk na die areas waaroor ons heers. Wie verteenwoordig ons in hierdie aarde? Wie verteenwoordig ons? Of verteenwoordig ons die behoeftes wat God het? Weer neem ek jou terug. God het gesê, ek maak die mens om my verteenwoordiger te wees hier op aarde, om ook in verhouding te staan met die skepping wat ek vir hom gegee het. Daarom het God die mens gemaak volgens Genesis om te heers, om te verstaan dat wanneer hy sy area versorg, wanneer hy kyk na God se skepping, dan gaan God hom seën. Maak dit so klein bietjie persoonlik en sê vir jouself die volgende. God het vir jou iets gegee. Dalk 'n plant wat nog in saadvorm is. En God sê vir jou, dit is jou lewe. As jy daardie saad sal neem en jy sal dit plant in my, dan kan ek dit water gee, groei. Jy mag dalk dink dat jy as 'n koringkorrel kleiner is as 'n ander saad wat groter is. Maar God sê vir jou, as die koringkorrel vir homself sê, ek is 'n koringkorrel, en ek wil 'n koringkorrel vir God wees, sal hy sy vrug dra. Ek wil 'n koringkorrel vir God wees, sal hy sy vrug dra, en God sal hom seën. Daar waar God ons geplant het,
moet ons hom kan verteenwoordig. Want is deel van ons identiteit. Ons is tans besig om te boer in die koninkrykstydperk, wat ons ook vir mekaar gesê het, is die grootste gedeelte van die kerklike jaarkalender. En ek glo daar's 'n rede daarin, want nadat Jesus Christus opgestaan het vanuit die dood uit, het hy homself as Messias vir mense geopenbaar en gesê, ek het oorwin. Ek is die koning wat heers. En jy en ek is koningskinders, wat veronderstel dat ons 'n nalatenskap ontvang het van God, waaroor ons ook moet heers. So as ons dink aan ons lewe, as ons dink aan die lewe wat God vir ons gegee het, begin ons ook 'n bietjie worstel en begin ons dink aan die diep vraag wat vra, waarom God het U my geplant? Waarom het U my gemaak? Want eers as ons daai vraag begin antwoord, kan ons dalk in die idee te wees verteenwoordigers van hom. Die tweede teksgedeelte wat ons saam lees, as jy saam met my wil volg, kom na ons toe die evangelie van Johannes uit, in die 21ste hoofstuk, en ons gaan 'n gedeelte saam lees van vers 15 tot 22. 'n baie belangrike invaat oor die rol wat God vir ons gegee het. Ons het dalk ver geluister vanoggend toe ons gesê het, God het die hemel gemaak en hy het die aarde gemaak om te leef volgens sy aard. En ons reflekteer oor soveel goed wat ons moet doen, ons moet ons naaste lief hê, ons moet die opdragte uitvoer, maar nou beweeg ons bietjie nader aan ons eie huis. Want ek wil veronderstel dat wanneer ons dink aan ons verhouding met God, dat ons nie noodwendig net dink daaraan dat God 'n verhouding het met die kerk nie. Ek wil veronderstel dat ons nie net daaraan dink dat God 'n verhouding het met ander mense nie, maar dat hy ook 'n verhouding, dat wanneer ons besef dat ons 'n verhouding het met God, omdat hy ons geplant het op aarde, dat hy ons gestuur het met 'n doel. En dan wil ek ook veronderstel dat as ons dit besef, dan besef ons, daar bestaan die moontlikheid dat God vir ons die beste wil hê. Ek leef in 'n wêreld waar ek 'n klomp mense, gister het ek die geleentheid gehad om te gaan speel saam met my neef op 'n golfbaan. En daar het ek 'n klomp huise dopgehou en ek het besef, ek vind myself tussen 'n ander generasie van mense. Mense wat bietjie anders as ek leef, en ek vra vir myself die vraag wat ek glo ons ook as ek leef, en ek vra vir myself die vraag wat ek glo ons ook onsself iewers te vra in ons lewe, het my lewe waarde? Want die wêreld beeld vir ons hierdie blink lewe uit, die perfekte lewe daar buite, maar ons vergeet dat as ons nie kan heers oor die koninkryk wat nou loer oor die grensdraad na ons vriende se lande toe, met dit waarmee hulle besig is, sal ons nooit die volheid van die lewe gaan leef nie. Hoeveel anderste sou ons lewe nie gewees het as ons opgehou het dink aan wat ander mense doen en fokus op die dagtake wat die Here vir ons gegee het nie. Die Here vir ons gegee het nie. Ons lees saam Johannes 21, bekende verhaal waar Jesus met Petrus praat, nadat hy hom verloon het, nadat Jesus opgestaan het vanuit die dood uit. Vers 15 sê, toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle hier? Die Griekse woord hier vir lief is agapao. Ja, Here, antwoord hy hom, U weet dat ek U lief het. Hy sê toe vir hy, en Jesus vra hom weer 'n tweede keer, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Agapao. Ja, Here, antwoord hy hom, U weet dat ek U lief het. En hy sê toe vir hom, pas my skape op. En Jesus vra vir hom 'n derde keer, Simon, seun van Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Maar die skrywer gebruik nie hier in die derde sin weer agapao nie. Hy gebruik die woord phileo. Johannes, het jy my bedroef geword, omdat Jesus hom 'n derde keer gevra het en hom persoonlik aangespreek het? Het jy my lief?
En hy antwoord hom, Here, U weet alles. U weet dat ek U lief het. En hy sê toe vir hom, laat my skape wei. Want dit was my skape wei. Want dit verseker ek jou, toe jy jonger was, het jy jouself en jou klere vasgemaak en gegaan waar jy wil. Maar wanneer jy oud is, sal jy jou hande uitsteek en iemand anders sal jou vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie. En dit het Jesus gesê en daarmee aangedui deur watter soort dood Petrus God sou verheerlik. En daarna kom die kragtige woorde, volg my. Verhaal gaan verder. Toe Petrus omdraai, sien hy die disipel volg vir wie Jesus by die maaltyd na Jesus se kant toe oorgeleun het en gevra het, Here, wie is U verraaier? Toe Petrus hom sien, toe vra Petrus vir Jesus, Here, ek het gehoor hoe ek gaan sterf. Here, ek weet hoe my toekoms lyk. Maar wat van hom? Ek weet hoe my toekoms lyk. Maar wat van hom? En Jesus antwoord hom, as ek wil hê dat hy in die lewe moet bly totdat ek weer kom, is dit nie jou saak nie. Volg jy my. Ons dink na oor hierdie teksgedeelte soos ons. Here Jesus Christus, die woorde, volg my, is woorde wat ek hoop diep binne in ons elkeen sal sny vandag. Die rede daarvoor, Here Jesus, is dat ons dit van U af moet hoor. Dat U ons Vader naak voor U sal laat plaas vandag, los van ons besittings af, los van ons besittings af, los van ons vrese vir die toekoms, los van die verwyte van die verlede. Dat ons daardie woorde net weer sal hoor as 'n boodskap van hoop. Volg my en alles sal uitwerk. Volg my en jou toekoms sal geseënd wees. Volg my en jy sal jou plek vol staan wat ek vir jou gegee het en perfek wees in my oë. Here Jesus, die boodskap wat ons hoor vandag is persoonlik van aard en daarom bid ek, Here Jesus, dat U in ons identiteit, Vader, vir ons dalk iets sal wys wat ons dalk lank reeds vergeet het. Here, daar is soveel mense wat verskil van ons. En soos die liggaam, Here Jesus, wat die beeld is wat Paulus gebruik het, sien ons onsself dalk ondergeskik. Maar dit is nie so nie. Here Jesus, mag ons van U hoor vandag persoonlik hoe U ons wil gebruik en wat U vir ons wil sê. Ons vra dit in U naam alleen, Here. Amen. Ons is gemaak om God se verteenwoordigers te wees hier op aarde. Maar die implikasie daarvan is aansienlik dieper as wat ons vir mekaar kan sê. Viktor Frankl het 'n boek geskryf, Man's Search for Meaning. In die dae toe hy in die konsentrasiekamp geleef het. Toe hy die mense geobserveer het wat daagliks doodgegaan het voor hom. En Viktor Frankl het gesien dat daar mense was wat gesterf het vinnig en mense wat bo die normale kon aanhou leef. Selfde hoeveelheid kos, selfde hoeveelheid arbeid, selfde hoeveelheid water, selfde omstandighede kon hulle floreer. En hy het die belangrike vraag gevra, hoe kry hulle dit reg? Sy bevinding was eenvoudig. Daardie persoon wat 'n roeping het, wat 'n taak het wat hy weet afgehandel moet word, 'n plek het wat hy wil lief hê, betekenis het in sy lewe, dit is daardie persoon wat sal leef. Maar dit is ook waar om vir mekaar te sê, die een wat niks van dit het nie, sal sterf. Dit is so half asof sy beeld hierdie beeld verteenwoordig wat ek vanoggend gaan soek het. 'n beeld wat sê, 'n boom wat nie geplant bly nie, 'n boom wat nie gegrond bly in die omgewing waar God hom geplant het nie, maar herhaaldelik sy wortels wil uithaal en verskuif na ander plekke toe, sal nooit vrug kan dra nie.
sal nooit die volheid daarvan beleef om in sy identiteit te wees wie hy gemaak is om te wees nie. Hy sal sterf. Sommige van ons wat hierso sit vandag is gemaai en om groot massas water te gaan opneem en om baie saad te gaan lewer. Ander van ons weer is geplant as 'n fynbos of vetplant wat eers oor jare begin vrug dra. Wat eers oor jare die resultaat sal sien van God. Saart kom praat hy met Petrus net soos wat hy met ons praat. En hy kom sê vir Petrus, Petrus, jy het my verraai. Maar jy het my nie alleen verraai nie, jy het jou roeping verraai. Jy was geroep om my mense te versorg. Jou naam beteken rots. Jy moes die gevangene geneem is. Jy moes die een gewees het wat sou staan sodat die disippels kon staande bly en jy het dit nie gedoen nie. Jy het gevlug. Dalk lees ek te veel in hierdie toneel in, maar dit was vir my so mooi gewees toe ek probeer het om myself in Petrus se skoene te gaan plaas. Toe ek ook gevra het, waarom het Johannes hierdie gedeelte ingesit en geen ander evangelie nie? As jy die eerste gedeelte van Johannes 21 sou lees, sou jy sien, Petrus is gesterf het teruggegaan na hulle ou werk toe, hulle het gaan visvang. En ek het myself gevra, waarom sou Petrus teruggaan om te gaan visvang? Dalk Petrus meer as enigiemand anders het hy nodig gehad om sy kop skoon te kry. Het hy nodig gehad om diep na te dink oor wat Jesus vir hom gesê het en hoe dit gerealiseer het, jy gaan my verraai. Dis dalk waarom hierdie verhaal so kragtig is vir my en so treffend is, want die verhaal gaan aan, Jesus is gesien op die land besig om vir hulle kos voor te berei. En hy het die disippels weer uitgenooi om by hulle te kom sit. En toe fokus hy op die een wat sekerlik swaarder gedra het aan 'n las. En hy kom praat met hom. En hy vra vir hom in die eenvoud van die woord, Petrus, wie is jy? Wie is jy? Ek het jou gemaak om 'n versorger te wees. Ek het jou gemaak om 'n rots te wees. Toe jy my ontken het in die donkerte, het jy nie alleen my ontken nie, jy het 'n deel van jouself ontken, want ek het jou die een gemaak wat die rots moes wees. Ek het jou die een gemaak wat die rots moes wees. Johannes se woorde wat hy gebruik het, die 3 vrae wat hy vir Petrus gestel het, uit die mond van Jesus uitkom, doen hy op 'n kunstige manier. Want deur die woord van agapao te gebruik hy 'n universele term om te sê, Petrus, het jy my lief? Pas my skape op. Dink na oor die hele wêreld, gaan doen jou werk daar buite. Maar die laaste keer kom Jesus en hy vra vir hom in die persoonlikste woord denkbaar, phileo. Die persoonlike woord van, het jy my lief? So lief soos wat ek jou lief het Petrus bedroef geraak. As God vandag vir jou en vir my gevra het, en dis nie 'n oordeel nie. As God het, Marius, het jy my lief? Het jy volhard in jou taak wat ek vir jou gegee het? Het jy volhard in jou roeping? Sou jy dalk soos Petrus gehuil het voor God, omdat jy besef het, jy het hom verloon? Dat jy die pad so ver geloop het en wegbeweeg het van dit wat God jou gemaak het om te wees. Dalk het ek en jy, toe ons jonger was, hierdie ideale gehad wat ons wil nastreef. Dalk het ons instinktieflik geweet, God het ons gemaak om 'n boer te wees, om 'n predikant te wees, enige mens, selfs enige persoon te maak volgens sy beroep. Maar soos die lewe aangegaan het ons oë gedwaal en ons het gekyk na ander mense se beroepe en ons het gedink ons beroepe is ondergeskik. Jare het verbygegaan en ons het beklei. Ons het probeer om soos daardie persoon te wees,
Maar elke keer as ons een tree gee, gee hulle 2. Elke keer as ons kom op die platform waar ons hulle gesien staan het, is hulle al reeds verder. Ons raak moeg. Ons het nie meer kragte om aan te gaan nie. Ons weet nie meer wie ons is nie, want elke keer as die persoon vorentoe gaan, moet ons najaag. Dalk kom God en kom praat met ons elkeen vanoggend om te sê, my mens, vind uit wie ek jou gemaak het om te wees. Ek vra nie vir jou om iemand anders te wees, om jouself te wees. Ek vra van jou om te wees wie ek gemaak het om te wees. Weet jy wie jy is? As ons pastoraal sou gesels het oor hierdie tema van wie is jy, kon ons 4 woorde gebruik het wat ek vir jou gee, wat ek wil hê jy moet oor gaan nadink en oor die diepte van wat jou gee, wat ek wil hê jy moet oor gaan nadink en oor die diepte van wat dit beteken. Die Bybel leer ons dat daar 4 verskillende persoonlikhede is wat uitgelig kon word. In die eerste plek lees ons dat daar dansers is. Mense soos Dawid wat energie gee, wat mense kan motor hulle nie lekker voel nie. Wat kan leiding neem en met energie mense uitnooi om saam te gaan. Die Bybel leer vir ons, daar was dromers gewees. Mense wat die groter prentjie kon raak sien, visiedraers. Wat verder kan sien in die toekoms, wat die beplanning kon maak. Mense soos Daniël. Daniël wat kon sien wat ander mense nie kon sien nie. Wat geluister het na God se stem en gehoor het wat hy gesê het en gaan soek het in die toekoms. Dan het ons natuurlik doeners. Mense wat die naaste aan God voel wanneer hulle sy werk gaan doen. Nehemia is gevra om die muur te herstel van Jerusalem, nie te gaan preek nie. Hy is nie gestuur in die eerste plek om die mense te gaan haal van Israel nie. Sy enigste werk was om die muur wat hy gebou het, waar die Israeliete bymekaar gekom het. Waar hulle God verheerlik het deur die muur verder te bou, waar hulle weer 'n gemeenskap geword het. Dan was daar natuurlik denkers gewees. Salomo was een gewees. Die prediker was een gewees. Die mens gewees. Prediker was een gewees, die mense wat ons leer om dieper te dink, oor die diepte van God se woord. As jy nie weet waar jy jouself inpas nie, begin dalk jouself in een van hierdie karakters raak sien. En vra vir jouself, as jy luister, klop en begin bloei, en begin energie kry, waarom doen jy nie meer van dit nie? Want jy sien, ek en jy is geplant in 'n koninkryk waar God wil hê ons moet heers. Adam en Eva is geplant in die tuin, nie in die woestyn nie. Hulle is geplant in die tuin van Eden om te heers oor die diere, nie die son, die maan en die sterre nie. Hulle is geplant in die tuin om te heers, en die teks sê, sodat God hulle kan seën. En hy gee die opdrag, hy sê, brei af waar jy is. Maar wees wie jy is. Die diere het hulle aard, hulle natuur. Maar jy mens is geskape volgens my beeld. Jy is gemaak om daar waar ek jou plant te heers. Die evangelie van Johannes, Petrus aan die een kant en Johannes aan die ander kant, om hierdie spanningveld te gaan uitbeeld. Die Johannes evangelie is meer 'n dogmatiese boek as 'n evangelie. Want wat Johannes perfek doen, is om 2 karakters te mekaar die hele tyd te laat opspeel. As Petrus iets gedoen het, dan doen Johannes dit en hy doen dit beter. Toe Petrus as te ware by die graf gekom het, was hy die eerste om sy kop in te steek, maar Johannes het hom vooruit gegaan en hy was eerste daar gewees. Hier aan die einde van nou weer Petrus wat sy roeping gekry het en Petrus wat kyk na Johannes. En daar's verskillende teorieë rondom dit, maar vir my binne in Johannes 21 was dit so half asof God vir my en vir jou daardeur wil sê, waarom is jy so gerig op wat Johannes gaan doen?
Waarom is jy so gerig oor hoe gaan dit met Johannes? Wat gaan hy doen? Hoekom doen jy nie net die werk wat ek vir jou gegee het om te doen nie? Waarom het jy nodig om jouself, jou roeping, dit wat God vir jou gegee het, te gaan opweeg, dit wat God vir jou gegee het, te gaan opweeg met iemand anderste? Waarom as God jou 'n boer gemaak het, dink jy minder van jouself as jy dink aan die ekonome? Waarom as God jou 'n onderwyser gemaak het, sien jy jouself dalk minder as 'n rekenmeester? Waarom as God dalk minder as 'n rekenmeester? Waarom as God jou 'n predikant gemaak het, sal jy jouself dalk minder sien as enige persoon in hierdie wêreld, omdat ons dien en diensbaar moet wees? My liewe mens, sê God, ek het jou nie gemaak om te kyk na die Johannes, maar vir jou om die vreugde en die vrede te gaan ervaar, het jy nodig om in jou identiteit te gaan staan. Dis waarom hierdie persoonlik van aard is. Ons is in die koninkrykstydperk en God sê vir ons is geplant in sy koninkryk. Toe God gesê het deur Jesus Christus, ek verlos jou. Ek gee vir jou myself as offer, het ek jou kinders gemaak van my. Koningkinders wat moet heers. En nie moet heers in ander mense se koninkryke nie, maar moet gaan heers jou koninkryk. Dalk is jy en ek al so ver in ons lewe dat ons vergeet het om erns te maak met wie ons is en waar God ons geplant het. Dat ons dalk nodig het om in die koningskryk tydperk net 'n tree terug te neem en in die wêreld toe te laat om aan te gaan by God. Om persoonlik van aard te gaan soek na dit wat God vir ons gegee het. Jou taak op hierdie aarde is om God se verteenwoordiger te wees. Dit bedoel, dit wat jy doen elke dag, is so beplan dat jy God verteenwoordig daardeur. As ons dink aan die eerste deel van hierdie wonderlike preekreeks wat ek hoop ons weer sal na luister in die toekoms, is dat God ons gemaak het. Te was, het God gesê, ek gaan skep uit niks uit nie. En toe plant hy die mens. Waarom? Want hy het gesê, ek wil my liefde, my vreugde, my wese met daai persoon deel. Ek wil my volheid aan hom bekend maak. Waarom sal dit verskil in jou lewe, as jy in jou identiteit intree? As jy God daadwerklik vertrou, om in die werk waarmee jy besig is, jou te seën. Ons weet nie wat die toekoms inhou nie. Dis die misterie daarvan. Maar ons weet wie die een is in wie ons geanker is. Kom ons gaan vandag en ons plant onsself weer terug in God en ons kom vra God om ons te help om ons identiteit binne in hom te gaan ontdek. Ons is tydelik. In een oomblik is ons hier en in 'n ander oomblik is ons weg. Eendag sal iemand jou storie op papier lees hiervoor. Wat sal hulle sê? As hulle eerlik kon getuig van jou lewe, sou hulle sê, en hoe God hom gemaak het, of hier is 'n man wat probeer het om iemand anders se lewe te leef en sy roeping gemis het op aarde. Mag hierdie woorde ons dra in die week, mag dit ons help om diep na te dink oor ons eie lewe. En mag dit ons motiveer om te herontdek waarom God ons geplant het, daar waar ons is. Ons bid saam. Here Jesus Christus, dankie dat U ons gemaak het, U ons divers gemaak het. Niemand sal weer soos ons lyk nie. Niemand van ons sal die plek vol staan wat ons nou vol staan, Here. Dit is so kosbaar. Help ons daarom om ons koninkryke te beskerm. Help ons, Here Jesus, koninkryke uit te bou
om dit wat in ons vermoë is te gebruik, om te glo dit wat U vir ons gegee het is genoeg, en om te weet, Here Jesus, U kan die onmoontlike moontlik maak. Binne elke omstandigheid kan ons gelukkig wees. Binne elke omstandigheid kan ons gelukkig wees, wanneer ons weet wie ons is. Here Jesus, dankie. Dankie dat U persoonlik met ons praat. Dankie dat U persoonlik in 'n verhouding met ons staan, om ons te help om onsself beter te leer ken staan, om ons te help om onsself beter te leer ken, wanneer ons meer tyd saam met U spandeer. Want U weet wie ons is. U weet waarvan ons gemaak is, sê die psalms. U weet wat U toekoms gaan inhou, en U weet weer vertrou met dit wat U vir ons gegee het, en dit te gebruik wat U vir ons gegee het. Here Jesus, dan wil ek ook glo dat die beste sal uitkom in ons lewe. Mag dit so wees, Here, vir ons elkeen, Here Jesus, wat in 'n verhouding met U staan. U staan. Dat ons Vader, Here Jesus, meer en meer en meer en meer tyd saam met U sal spandeer, en sal sien die volheid wat U vir ons gegee het, lê nie in iemand anders se koninkryk nie, maar dit lê in ons eie. Help ons om U verteenwoordigers te wees hier op aarde, en om mense te kry, Vader, om nader aan U te beweeg, sodat hulle ook kan groei in hulle self. Ons sê vir U dankie, Here. Dankie vir U groot genade. Amen. Die Here stuur jou uit na hierdie wêreld toe, al volstaan, om sy verteenwoordiger te wees. Met die genade van God, die liefde van sy Seun Jesus Christus en met die bystand van die Heilige Gees, glo en bely ons, dit is moontlik. Neem hierdie seën wat God vir jou gee, kom. Amen.